die hand opgehaal. Ek verkeerd gesien ook. So. Wie hom roem, wie hom noem, Here die Hemelvader, kom nou almal nader. Vanuit die Lutherse tradisie het ons geleer om 4 kerse in die 4 weke voor Kersfees aan te steek. En elkeen van hierdie kerse is simbool van een of ander saak. Op Sondag 30 November het ons die eerste kers aangesteek, dit is die simbool van hoop. Op Sondag 7 Desember het ons 'n tweede kers aangesteek, dit is die simbool van vrede. En op Sondag 14 Desember het ons die derde kers aangesteek. Dit is die simbool van vreugde. So ons hoop, vrede, vreugde. En vandag steek ons die 4de kers aan wat die simbool is van God se liefde. En op Kersoggend gaan ons die 5de kers aansteek wat die simbool is daarvan dat God se lig in ons donker wêreld deurbreek. Ons gaan nou sing, Vonklied 475, strofes 1 tot 5, kom steek die Kersfeeskerse aan, jy bly net so sit. Soos wat vers 2 gesing word, steek ek die kers as simbool van hoop aan. Vers 3, die kers as simbool van vrede en 4 vreugde, soos wat ons daardeur gaan. Kom ons bly so sit, dan sing ons Vonklied 475, kom steek die Kersfeeskerse aan. Seëngroet en 'n Kerslied, Gesang 335, strofes 1 en 2, die Heiland is gebore. Waarsku vooraf, moenie wegspring in die bekende die Heiland is gebore sing nie. Dit is nie die bekende een wat ons ken in die melodie nie. Kyk na die melodie en sing daardie woorde saam. Kom ons staan.
Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Geliefdes, gelukkig en bevoorreg is mense wat baie hartseer is, want die Bybel sê, God sal aan hulle moed gee. Vir die wil van die Here fokus ons vanmôre op dat ons die lig vir die wêreld moet wees. In die Bybel in Matteus 5 vers 14 lees ons en kry ons hierdie opdrag dat ons die lig in die wêreld moet gaan wees. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ons lewe tans in tye wat redelik onseker is. Daar's niks so seker vas dat 'n mens alles vooruit kan vasmaak nie. Ek het daaroor geglimlag toe ek dit geskryf het en besef het dat vandat ek in Oktober die 2026 gemeenteprogram opgetrek het, tot nou toe baie hy ook al reeds verander het. En tydens hierdie onseker tye waar dit so baie maklik verander, kan ons gewoon nie wag om sekere dinge agter die rug te kry nie. Maar sê hierdie gedeelte waarin ons vanmôre gelees het, die afwagting waaraan moet wees in ons onseker tye, is nie dat dit moet verbygaan. Die afwagting wat daar is in hierdie onseker tye, is dat ons sal besef dat ons die lig moet wees in hierdie onseker. Dat God vir my en jou roep om die lig in hierdie donker tye en onseker tye te wees. So as ons praat en dit vir mekaar verduidelik en vir mekaar sê en na mekaar luister, dan word dit meer en meer belangrik dat ons nie net sal praat oor die lig nie, maar dat ons werklik aktief die lig in hierdie donker wêreld sal wees. En daarom sal ons mekaar moet afvra, hoe kan ek die lig in die donker wêreld wees? Want ek het nie 'n keuse nie. Ons moet dit wees. Nie word nie, ons moet dit reeds wees. Deur byvoorbeeld gebed. Vanmôre gaan ons 'n bietjie daaroor praat, deur om vir mense in donker tye voorbidding te doen. Dit is om lig in die duisternis te wees. Deur gemeenskap, deur netwerk, deur saam te wees, deur 'n familie te wees, deur om by mekaar te wees en mekaar nie alleen te los nie. Deur liefde uit te leef,
in 'n wêreld wat baie liefdeloos is, kan ek die lig in die donker wêreld wees. Nou hoor wat sê die Bybel vir ons oor hierdie een. Die Bybel sê ons kan die lig in hierdie donker wêreld wees deur om vergifnis te leef. Soos wat Jesus my vergewe het, ek ook bereid sal wees om ander te kan vergewe. En daarom is die wil van die Here vandag in ons gedagtes wat ons vashou om lig vir God te wees. Onthou, lig skyn juis op sy helderste as dit op die donkerste is. Julle is die lig vir die wêreld. Nie julle gaan dit word nie, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word. Ons durf nie meer langer die lig van God weg te steek. Kom ons bly so sit, dan bid ons saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons bely U as die drie-enige God. Ons bely dat U die gans ander is. Ons bely dat ons U altyd maar ten dele sal ken. Ons bely dat U almagtig is, dat U alomteenwoordig is. Dit 'n gedagte, Here, en hierdie belydenis in ons hart, besef ons dat U is ons troos. Ons enigste troos in lewe en in sterwe. Hierdie week wil ons 'n besonder bely dat U God met ons is deur die geboorte van Jesus Christus en daarna die uitstorting van die Heilige Gees. Dankie dat ons U geboorte in 'n donker wêreld kan vier. Kersfees het gekom. Ons wil aan U die eer gee. Here, ons dank U dat ons in ons belydenisgebed vanmôre ook kan bely dat U ons vergeef. Dat U vergifnis is. Help ons, Here, om soos U ook te kan vergeef. Dankie dat ons vanmôre hier by mekaar kan wees. Dankie vir die pragtige reën wat val. Die aarde het bitter nodig. Dankie, Here, dat dit sag val en deurdring tot in dieptes. Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Amen. Het U dit al ervaar? Dis 'n retoriese vraag, want ek weet U het dit al ervaar, want U is mens soos ek. Dat daar soms in 'n mens se lewe 'n oomblik kom wanneer woorde nie meer genoeg is. Ek was al in sulke situasies in my lewe, persoonlik, maar ook in ander mense se lewe. Kom ek sê vir U byvoorbeeld. Watter woorde het ek vir iemand? Behalwe die troos wat die nuus gekry het van 'n ongeneeslike siekte. Of die afsterwe van 'n geliefde. Enige woorde wat 'n mens op daai oomblik en daarna sê, voel maar baie leeg. En dis veral in 'n tyd waar raad so maklik klink. Ons kry so maklik raad van oral af. Ek bedoel, jy tik net daar op jou selfoon by Google in en jy vra 'n vraag en daai het jy raad. Jy kan selfs vir Google sê ek soek boere raad. Dan kry jy boere raad. Raad is volop. Maar het jy al gevoel dat jy in 'n oomblik is waar jy besef al hierdie raad, al hierdie woorde help op hierdie oomblik net mooi niks. Jy staan verslag. Totaal verblind deur jou realiteit, jou verlies, jou seer, jou pyn, jou siekte, jou onregverdige lewe. Dis juis in daardie tyd
wat Paulus ons leer, dat gebed die woorde is wat tel. Dis juist in daardie tyd wat ek net my oë kan toemaak en stil word en met God kan praat. Al voel ek kwaad, al voel ek hartseer, al voel ek leeg, met God te praat. Blote feit dat ek met hom praat, beteken ek erken, hy is die almagtige God en ek is niks en tot niks verder in staat. So dikwels sal 'n klomp woorde vir iemand niks help op daardie oomblik nie. Maar dalk 'n stil gebed in my binnekamer vir iemand wat ek weet deur 'n moeilike tyd gaan. Dis daardie gebed, daardie neergaan en bid vir God, vir 'n ander ook in nood, wat ontsettend baie krag. En dan bid, soos wat ons vanmôre gehoor het, met die sambreel op pad. Jesus leer ons dat ons nie die lig moet word nie. Hy leer ons dat ons die lig in die wêreld is. In Christus het ons dit reeds geword. En deel van hoe ons daardie lig in die wêreld is om te bid. Ek wil sê, soos in die woorde van Paulus hier, op my knieë te gaan en te bid vir hulle wat donker en moeilike tye ervaar. Hierdie gebed van Paulus, waar ons later gaan saamlees, moedig ons aan om op ons knieë te gaan en vir ons kinders, ons kleinkinders, ons familie, ons vriende, ons kollegas, ons kerk, ons gemeente, vir die wêreld te bid. Nie omdat ons nie meer iets anders kan doen nie, maar juist omdat ons daardeur weer erken dat my kinders en my kleinkinders en my familie en my vriende almal van die krag van God afhanklik is. Almal van die verlossing in Christus afhanklik is. So om vir mekaar te bid is 'n daad van diep geloof. Maar is ook 'n daad van nederige afhanklikheid. In Efesiërs 3 vers 14 tot 21 gee Paulus as te ware vir ons 'n blik op sy hart. Ja, 'n blik op sy menswees of dan sy gelowig wees, want sy menswees en sy gelowig wees is een en dieselfde. Die eerste ding wat ons hier by Paulus leer, is dat hy nie net praat oor gebed nie. Hy val op sy knieë neer en hy bid vir daardie gemeente. So hy preek nie net vir die gemeente oor gebed nie, hy bid vir die gemeente. Daar het leer ons 'n waardevolle les. Dit klink so asof ons dit eintlik nie eens moet noem nie, maar ons moet. Ek en jy kan nie maar net hier op WhatsApp iemand sê, ek is jammer vir jou omstandighede, ek sal vir jou bid nie. Wat belangriker is dat jy bid vir daardie persoon. Nie net sê, ek gaan bid. Dis die eerste ding wat ons hier by Paulus leer. En ek breek nie die WhatsApp boodskap af wat sê, ek sal vir jou bid nie. Ek glo die meeste mense wat sê, ek gaan vir jou bid, gaan vir jou bid. Ek wil net sê, dis baie keer makliker om dit te sê, as om dit te doen vir iemand anders. Om vir mekaar te bid, seker die diepste geloofstaak wat ons het teenoor mekaar. Dis opvallend dat Paulus sê hy kniel voor die Vader en hy dra die gemeente aan God op. Dis opvallend. Paulus bid nie as hy hier bid eerstens oor hulle omstandighede wat so sleg is nie. Hy bid nie in die eerste plek dat hulle meer geld moet kry en bevordering moet kry en 'n mooi reis moet kry en 'n ander kar moet kry en al daai uiterlike dinge nie. Paulus bid in die eerste plek vir hulle dat hulle innerlike moet verander. Dat hulle houding teenoor die uiterlike moet verander.
Hy bid nie net dat vervolging sal ophou, of dat alles makliker in hulle lewens raak nie. Hy bid dat hulle innerlike krag sal kry om die vervolging lig in die donker wêreld te wees. Hy bid dat hulle innerlik versterk sal word. Dat Christus deur die geloof vanuit hulle harte sal leef na die wêreld. Dat hulle gewortel en gegrondves sal wees in die liefde. Dit is wat hy in hierdie kort gebed doen. Nou kan ons vra, maar waarom is dit nodig om vir mekaar te bid? Omdat ons besef dat geloof nooit 'n solo reis is. Moenie kom met die verskoning jy's 'n introvert nie, ek is ook 'n introvert. Dit beteken nie dat my geloof 'n solo reis moet wees. Kan nie. Ons is so geskape dat ons geloof altyd in samewerking en saam met ander moet wees. Ons het eintlik altyd 'n familie van God nodig. En die ou mense het altyd gesê, jy weet nie wat jy verloor voordat jy dit nie meer het nie. Gaan vra byvoorbeeld vir die mense wat deur in die buiteland sit en nie 'n kerk vind nie. Die verlang hulle om Sondag hier in die kerk te kan sit. Hulle moes dit eers verloor om te besef hoe belangrik 'n geloofsfamilie is. Hoe belangrik dit is om net in te stap, 'n koffietjie saam te drink, hallo te sê, te vra hoe gaan dit met jou, saam te bid, saam te sing. Wanneer ons vir mekaar bid, help ons mekaar dra aan die laste van die wêreld. Selfs daai wat nie in woorde uitgespreek word. Veral ook daardie gebede wat ek nie direk hoor nie. Ek gaan vanmôre daaroor 'n storieetjie afsluit. Ek onthou 'n ou tannie in my gemeente wat op haar sterfbed gelê het. Letterlik, daar in die ou dae op die platteland het ons nog die ou mense nie in die hospitale dood gegaan nie. Hulle by die huis dood gegaan. Daar's by hulle gewaak. Daar sterwensbegeleiding gedoen. Die ou tannie het vir my gesê, Dominee, ek kan nie meer by die kerk kom om te kom help koeksusters bak nie, maar ek bid elke oomblik van die dag vir die gemeente. Wat 'n wonderlike gawe vir die gemeente. Ons bid omdat ons glo dat God meer sien as wat ek en jy kan raak sien of kan raak dink. Ons bid omdat God dieper werk as wat ek en jy kan verstaan. Om vir mekaar te bid is om mekaar se hande te vat in die geloof. Dis om te sê, jy's nie alleen nie. Jou lewe, jou stryd en jou hoop word voor die Vader gebring. Soos Paulus ons herinner, is dit juist hierdie gebed wat ons oopmaak vir die volheid van God. Volheid wat geen mens self kan bewerk nie, maar wat aan ons geskenk word deur mekaar. Lees nou saam met my Paulus se gebed, wat hy vir daardie gemeente gebid het, in Efesiërs 3 vers 14 tot 21. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te dank het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk,
magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom behoort die eer in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Paulus se gebed in Efesiërs 3 neem ons vandag op 'n geloofsreis, wat ook pas by die boodskap van Kersfees. Dis 'n gebed wat begin by 'n houding, hoe ek myself gedra, wat my beweeg, en waartoe beweeg, om deel te word van ander se lewe. Daarin groei ek in liefde, verbreek ek die gemeenskap van gelowiges, en kry ons almal innerlike krag. Hierdie gebed is om stadig lees, oor en oor lees. Dis nie net 'n gebed vir die gemeente in Efese amper 2000 jaar terug nie. Dis 'n gebed vir vandag. Dan vat jou Bybel by die huis, lees dit stadig oor. Vat jou Bybel by die huis, dink aan jou gemeente of aan 'n geliefde of aan iemand en bid daardie woorde met daardie persoon in gedagte. Bid dit vir mekaar. Wat my opval in hierdie gebed is dat Paulus sê hy gaan sy knie voor die Vader buig. So Paulus begin sy gebed by oorgawe, nie oorgawe vrolikheid, die oorgawe deur sy lewe oor te gee aan God. Om te kniel is 'n erkenning dat God is God. Ek sien in my geestesboog hoe veral ouer mense nog langs hulle bed gekniel het in die aand om te bid vir hulle kinders, kleinkinders, die familie, hulle boerdery, die gemeenskap, hulle kerk, voordat hulle opstaan om te gaan slaap. Daardie kniel was bedoeling om te sê, ek is nederig. Ek is afhanklik voor God. Nog jare gelede, 17 jaar gelede, toe ek in hierdie gemeente gekom het, pas hier aangeland het, bel 'n lidmaat my en sê, 'n vriend van hom, wat nie 'n lidmaat van die kerk is nie, is daar 'n hospis besig om aan kanker te sterf. Sal ek asseblief die persoon gaan besoek? Ek het gesê ja. Ek het soontoe gery en die persoon in groot vreugde gevind. Alhoewel die diagnose was dat dit enige oomblik kan gebeur. En toe vra hy dat ek aan hom die nagmaal sal bedien, wat ek gedoen het met rooi koeldrank wat ons gehad het en 'n toebroodjie wat daar was op die tafel. Toe vra ek om vir hom bid vir die oorgang na die ewige lewe, maar ons moet nie. Daar in hospis se kamer, langs die hoë bed wat amper toe ons gekniel het, bo ons koppe uitgetroon het ons in eerbied vir God gekniel. Hy het ervaar wat dit beteken om totaal afhanklik te wees van God. Dis net God wat hom daar kan kom haal deur die dal van doodskade die ewige lewe en geen mens. Daardie totale afhanklikheid daardie dag, met die kniel voor daardie bed, het in my kop ingeets gebly. In 'n wêreld, en dikwels ook in 'n kersseisoen vol geraas, prestasies, blink liggies, is kniel dalk 'n goeie ding. Dit herinner ons dat alles by God begin. Kersfees self begin immer so, nie met mag of vertoon nie, maar met 'n buiging van die hemel na die aarde toe. God buig homself af na die verlore mens op aarde en gee sy seun om gebore te word. Paulus buig sy knie voor hierdie Vader, die een van wie elke geslag in die hemel en die aarde sy naam ontvang,
ons voor ons mekaar bid, ook dat net 'n bietjie na ons houding kyk. Ons afhanklikheid of die gebrek daaraan. Sê nie ons hoef almal te kniel nie. Maar dit waarvoor dit staan, is krities belangrik. Oorgawe aan God, voordat ek met God in gesprek tree. Dat Christus hierdie geloof in ons harte sal woon, lees ek. En hier raak die gebed baie persoonlik. Paulus bid nie net dat Christus oor hulle sal heers of deur hulle erken sal word nie, maar dat hy in hulle harte sal woon. Dis die diepste betekenis van Kersfees, Immanuel, God met ons, selfs meer God in ons. Die grootste geskenk wat ons kan deel aan hierdie stikkende wêreld is om vir almal te vertel dat Christus gebore is in 'n stal in Bethlehem, maar eintlik gebore is in ons harte in. Deur geloof maak ons die deur oop na ons binneste. In 'n tyd waar Kersfees maklik afgewater word tot nostalgiese herinneringe, gewoontes en sentimente van mense, herinner Paulus ons dat die ware fees is dat God bereid is om in ons harte te woon. Gewortel en gegrond in die liefde. Hier gebruik Paulus twee beelde, een uit die natuur en een uit die boukuns. 'n boom sonder wortels val om en 'n huis sonder 'n fondament stort in duie. Liefde is nie 'n bysaak van geloof nie, sê Paulus in hierdie gebed. Liefde is die grond of dan die fondament van ons geloof. God se liefde. Nie die liefde waaroor die wêreld so baie sing en prentjies maak en so aan die God se liefde. Hierdie liefde is nie ons eie liefde eerste nie. Hierdie liefde is eerste die liefde wat God vir ons gehad het. Hy, die almagtige God, kom in Jesus Christus uit die hemel uit na hierdie aarde in 'n stal in 'n nederige vorm as 'n diensknegt vir mense. Wanneer ons vir mekaar bid, bid ons dat ons nie net oor liefde sal praat nie, maar dat ons daardie liefde teenoor mekaar sal uitleef. Om saam met al die gelowiges te verstaan. Geloof is nooit 'n eenmanssaak. Paulus bid dat ons saam met al die gelowiges sal verstaan, hoe wyd en hoe ver en hoe diep en hoe hoog die liefde van Christus is. Let op, nie alleen nie. Ons het mekaar nodig. Weet julle wat, ons het mekaar oor generasies nodig. En daai gaan nie maklik wees. Want generasies is moeilik. Daardie generatiewe ding. Hoe sê ons die jong mense van vandag? Dis vreemd. Ons het mekaar nodig. En hulle het ons ook nodig. Want waar gaan hulle voorbeelde kry? Ons het ook nodig om ons saamwees oor mensgemaakte grense heen te bou. Watter grens ons ook maak, of dit 'n kultuurgrens is, wat ook al. Veral met Kersfees wat ons herinner dat ons deel is van 'n baie groter liggaam. Die liggaam van Christus. Waarvan hy die hoof en die kop is en ons net dele is. Wanneer ons vir mekaar bid, word ons oop vir die werklikheid dat God ook deur ander mense se geloof, ander mense se stories met ons praat. Sodat ons kan vasbly. Ek het hierdie jaar fyn geluister na ons rugbyspelers se opmerkings, spesifiek ons Springbok rugbyspelers na wedstryde. Ek wil hoor, hoe praat hulle oor die sukses wat hulle behaal? En ek kan met baie sekerheid sê, dat ek
oor al 15 wedstryde se kommentaar, hulle uit een mond oor praat het oor hulle sukses. Hulle het altyd gesê, ons doen dit vir mekaar. Ons is 'n familie. Ons gee om vir mekaar. En daarom is hierdie ding wat ek verdien het nie vir my nie, maar vir al die ander. Ek droom dat ons in die kerk met net soveel vir mekaar sal omgee. Mekaar sal lief wees, mekaar sal bid. Mag jy julle innerlike mens versterk. Paulus kom uiteindelik by die kern, die innerlike versterking deur die Gees. Nie uiterlike gemak nie, maar innerlike krag. Net dalk bid ons te veel vir uiterlike dinge en te min vir innerlike krag. En as jy daaroor wonder gaan dink oor jou laaste gebed of gebede, waarvoor het jy die meeste gevra en voorbidding gedoen? Is dit uiterlike dinge? Of is dit die innerlike krag, die geloof hier binne? Ons bid nie vir 'n probleemlose lewe nie, maar vir 'n lewe wat diep gewortel is in die geloof, in hierdie probleemvolle wêreld. Ongelukkig bid ons net te dikwels, omdat ons omgee en lief is vir ons kinders seker, net vir uiterlike dinge vir hulle. Mag hulle maar meer van dit kry en minder van dit. Nadat ek hierdie gebed die eerste keer gelees het in my voorbereiding vir die Bybelstudie hierdie jaar, het dit my fokusgebed geword vir my geliefdes. Dat hulle innerlik sterk is. Dit is so nodig in 'n wêreld waar mense uitgeput, oorlaai en moedeloos is, selfs in hierdie feestyd. Kersfees vee nie die donker van ons lewe skielik uit nie. Dit stel ek net so bietjie uit tot 2 Januarie. Die kind in die krib het nêrens in die woord van God 'n maklike lewe beloof nie, maar altyd 'n lewe saam met ons. Nou kom in my gedagtes daai Emmausgangers wat hier met Jesus se dood aan die kruis wegstap uit Jerusalem. Alles is verlore, hulle verlosser is weg en dan kom hy, wat doen hy? Hy stap letterlik saam met hulle en hy lei hulle op die pad. Laat ek afsluit met 'n eie tydse verhaal. 'n jong ma vertel hoe sy een Kersfees by haar kind wat met kanker gediagnoseer is, in 'n hospitaalkamer alleen gesit het. Niemand anders nie. Pa het lankal die pad gevat. En die res van die familie is nie daar. Daar in my kliniese kamer was daar geen liggies nie. Daar was geen mooi geskenke nie. Geen familie nie. Net hulle. Maar tog het sy 'n krag gevoel. 'n teenwoordigheid gevoel. Wat haar laat wonder, waar kry sy hierdie krag vandaan om nie moederloos te raak? Om steeds die lig vir hierdie kind van haar te wees. Na die afsterwe van haar kind, vertel die vrouebediening hoe hulle gereeld in daai tyd in die oggend bymekaar gekom het om vir daardie kind te bid. Dis waar die krag vandaan God, wat deur die gebede van medegelowiges daar teenwoordig is. Dis waarom ons vir mekaar bid. Waarom ons hierdie Kersfees vir mekaar bid. Omdat God in Christus naby ons gekom het. Omdat liefde 'n fondament nodig het. Omdat iemand nie alleen kan staan in hierdie wêreld nie. En omdat God wat meer kan doen as wat ons kan bid of dink, ons innerlik sal sterk maak. Tot eer, tot ons loop. Broer en suster,
Ons het mekaar oor. Laat ons nie ophou om vir mekaar te bid. Amen. Die lied wat ons nou sing is Gesang 336, dit is 1, 4 en 5. Dit is die dag deur God geskenk. Ek het vir hierdie diens vra verskoning 2 nuwe kersliedere of nie sulke bekende kersliedere ingewerk nie, om net ons bewus te maak dat ons kersliedere skap is eintlik baie groter as die 4 of 5 liedere wat ons ken. Maar ek beloof as ons huis toe gaan, sal ons die goeie tyd en die blye tyd in sing soos wat ons hom ken uit Gesang 344. Kom ons sing nou Gesang 336, dit is 1, 4 en 5. Ontvang hierdie seën. Mag die vrede van ons Here Jesus Christus met ons wees, waarin hy ons ook al mag stuur. Mag hy ons lei deur die wildernis en ons beskerm deur die storm. Mag hy ons veilig tuis bring met hoop, vrede, vreugde, liefde in ons harte. Amen.